As jy Bybel vanmôre saamgebring het, kan jy vir ons gaan na Efesiërs 2 toe. 2 Petrus 1 vers 3. Efesiërs 2. 2 Petrus 1 vers 3. En 2 Tessalonisense. Of 1 Tessalonisense 2, ekskuus, 1 Tessalonisense 2. So dis Efesiërs 2, 2 Petrus 1 en 1 Tessalonisense 2. Waar is die graad 1's en die graad 2's? Die van julle wat vanmôre hier is, steek op julle hande. Graad 1's en graad 2's wat vanmôre hier is. Nou kom julle gou vir my vorentoe asseblief. Graad 1's en graad 2's wat vanmôre hier is, kom sit hierso. Kom sit julle almal vir my hierso so. Sit hierso voor, mooi. Julle moet so sit dat julle my kan sien. Julle moet vir my kyk, nie vir die mense nie. Gaan die mense met julle praat? Nee, ek gaan ons met julle praat. So sit mooi, dan kyk julle vir my. Dan sy. Enige plek. Skuif daar agter daai, kom bietjie die kant toe. Kom sit hierdie kant. Kom sit hier so almal saam. Sy. Kyk wat het ek vandag saamgebring. Wat is hierdie? 'n tas. Nou wat doen ons met 'n tas? Gaan ons skool toe met hom, Reinhard? Jy's reg. Ons vat 'n tas en ons gaan skool toe. So, as ek skool toe gaan, dan gebruik ek hierdie tas vir 'n spesifieke doel, of as ek gaan kamp, dan gebruik ek ook hierdie tas vir 'n spesifieke doel. So as ek skool toe gaan, dan pak ek hierdie tas met 'n plan. Stem julle saam met my? As ek skool toe gaan, dan sit ek hier in my tas my tandeborsel in, en ek sit my klere in, en ek sit my skoene in, en dan gaan ek mos skool toe so met my tas, nê? Nee? Wat dink julle sal ek in hierdie tas sit as ek regtig? En kruite? Ja. So as ek gaan kamp, gaan ek mos nie my skoolboeke aansit en sê nou gaan ek lekker kamp met my boeke nie. Nee. Want as ek gaan kamp, gaan ek klere wil insit. So elke ding, as ons 'n tas pak, pak ons 'n tas vir 'n spesifieke doel. Nou ek het iets hier binne in hierdie tas. Weet julle wat is dit? Wat dink jy is dit, Reinhard? Nee, die donkie is nie in die tas nie. Goeie raaiskoot, Reinhard, geef vir my 'n high five vir hom, hoor. Hy sit en luister vir my daar in die kerk. Hy's nie vandag in die tas nie. Hier's 'n potlood. Ons gebruik mos 'n potlood om ons ore te krap, nê? Nee? Nou waarvoor gebruik ons die potlood? Om te skryf en te teken. So 'n potlood word gebruik om te skryf en mee te teken. Kom ek sit hom daar neer. En dan het ek hier 'n lepel. Vir wat gebruik ons hierdie lepel? Gaan ek nie my huiswerk kan doen met hierdie lepel nie? Is julle seker? OK, ek glo julle. Ek weet nie of die groter gemeente julle glo nie, maar ek glo hulle. Ek glo hulle. Wat is hierdie? 'n sleutel. En ek eet mos pap met my sleutel, nê? Nee. Nou wat doen ek met my sleutel? Ek staar die kar. Mooi, Reinhard. Of as ek my huis gaan toe sit, dan sluit ek hom met my sleutel toe, nê? Nee. So as ons kyk, ek het vanoggend 'n tas gepak vir 'n spesifieke doel. Hier's my tas en hier het ek 'n potlood en met hierdie potlood skryf ek teken mooi prentjies of ek skryf vir mamma of vir pappa 'n briefie of vir my meisie of vir my kerel maak ek hartjies met 'n mooi rooi potlood. Hierdie lepel gebruik ek om pap mee te eet in die oggend en nog iets lekkerder as pap. Roomys, né? Nee? En lekker yoghurt en ons eet lekker melktert. Wie het almal Vrydag melktert geëet? Steek 'n bietjie op julle hande. Ja, dit was melktertdag gewees Vrydag, nê. Nee. So ons eet lekker goed met hierdie en dan hierdie sleutel gebruik ek vir my kar. Nou as ons na die Bybel lees, dan sien ons die Bybel sê vir ons dat almal van ons wat vandag hierso is,
is vir 'n spesifieke doel gemaak. Soos 'n potlood gemaak is om te skryf, soos elkeen van ons, nie net julle nie, maar almal wat vandag hier in die kerk sit, is gemaak vir 'n spesifieke doel en 'n plan. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons dat ons is God se maaksel. Hy het ons gemaak en hy het 'n spesifieke werk vir elkeen van ons. Nou dink julle, jou doel en dit waarvoor jy gemaak is, kan net gebeur as jy eendag groot is? Nee, dit kan nou al gebeur, nee. Dit waarvoor jy gemaak is, kan nou al gebeur. So jy het nou al 'n plan. Nou wat kan ons doen om ons doel en ons roeping uit te leef? As jy soos 'n potlood wil wees en wil skryf en dit doen wat jy moet doen, wat kan ons nou al doen? Wie gaan raai? Wat 'n raai? Deur om reg te leef. Te leef soos God wil hê ons moet leef. En as ons moet leef soos wat God wil hê ons moet leef, dan wat moet ons nie doen nie? Ons moenie jok nie. Nog iets? Ons moenie vloek nie, mooi Ivanka. Ons moenie stout wees nie, mooi Josh. Wian? Sy daai ene glad nie. Mag nie een van ons vingers gebruik om vir iemand iets te wys nie, nê? Niks nie. Ons moet die lelike dame noem nie, 100% reg. So as ons nou wil leef, soos wat God wil hê ons moet leef, dan mag ons nie lelike goed doen nie. Ons mag nie lelik wees met ons maatjies nie. Ons moet luister van ons mamma en ons pappa. So almal van ons wat hier staan, kom staan hier langs my Reinhard, al is jy so lank soos Reinhard, of al is jy so lank soos ek. Al is jy, hoe oud is jy nou Reinhard? 7. Al is jy 7 of 35 jaar oud soos ek, elkeen van ons kan nou al ons doel en ons roeping uitleef. En mag jy dit nooit vergeet nie, né? Soos 'n pen kan skryf en jy hom kan gebruik om te skryf en 'n lepel om te kan eet en 'n sleutel om te kar te kan aansluit, so het elkeen van ons ook iets wat ons kan doen. Maar ons kan nou al begin. Nou toe, julle kan gaan sit. Dankie julle. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dit is 'n voorreg om vanmôre in die kerk te kan sit, Here. Dit is 'n voorreg om kinders, babatjies, kleuters en tieners en noem dit, almal hier te kan saam sien, groot mense hier te kan saam sien sit in die kerk, Here. Dankie dat ons kan weet dat U het vir ons vanmôre ook met 'n spesifieke doel na die kerk toe gestuur, Here. Dankie dat ons kan weet hier waar ons vanmôre sit, het U ons elkeen uniek gemaak. Elkeen met ons eie doel en ons eie roeping. En dit is ook U gebed, Vader, dat wanneer ons vanmôre hier gaan uitstap, Here, dat ons iets sal verstaan van ons doel en ons roeping in hierdie lewe. Here, dat ons hier sal uitgaan en ook so sal leef soos wat U wil hê ons moet leef. En daarom, o Heilige Gees, vra ons dat U deur ons sal beweeg, dat U ons gedagtes sal verander, dat U ons harte sal oopmaak vir dit wat U vanmôre vir ons wil sê. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Nou wie van julle wat vanmôre hier in die kerk is, het al die volgende vraag gevra. Hoekom is ek hier? Wat is my doel en wat is my roeping? Nou vriende, dit mag dalk net die rede wees hoekom jy vanmôre hier in die kerk sit. Jy sit dalk vanmôre hier en jy wonder by jouself, wat is my doel, wat is my roeping? Maak my lewe regtig saak? Het ek dalk die groot oomblikke in my lewe gemis? Voel dalk vir jou wanneer jy vanmôre hier sit, dat God het vir jou gesê, gaan regs, maar jy het nie aandag gegee nie. Jou aandag was op iets anderster gewees en jy het reguit geloop en nou voel dit vir jou, jy gaan maar net deur elke dag. Jy gaan maar net deur elke week. Jy sit dalk vanmôre hier en jy vra vir jouself, maar het God regtig gedoel met my lewe? Is daar regtig iets? Het ek 'n roeping? Het ek 'n doel?
Nou ek wil hier's 'n eerlike oomblik nou. Het jy al die vraag gevra? Wat is my doel in die lewe? Het ek 'n roeping in die lewe? Steek op jou hand, eerlike vraag. Moenie skaam wees nie. Kyk gou rond. Nee. Jy's nie die enigste een nie. Jy is nie die enigste een wat al daaroor gewonder het nie. En vandag gaan ons weer gaan na die Bybel toe. Ons gaan wysheid in die Bybel kry en hierdie wysheid gaan ons help om te verstaan dat ons moet veg vir ons doel en ons moet veg vir ons roeping. Nou die van julle wat laasweek in die kerk was, ons het gesê ons moet veg vir ons hart. Ons moet ons harte beskerm teen die leuns, teen hierdie goed wat ons vyand hier in ons harte wil kom invluister. En vandag gaan ons weer na die Bybel kyk. En hier is waar ons gaan begin. Nou ek gaan vandag vir julle vers gee. En 'n klompie verse vir julle gee wat julle geanker gaan hou. Verse wat julle gaan help wanneer dit kom by julle doel en julle roeping in die lewe. Die eerste een waarby ons gaan stil staan is Efesiërs 2 vers 10. Nou hierdie is een van daai verse, as hy nog nie in jou Bybel geonderstreep is nie, en jy hou daarvan om goed in jou Bybel te onderstreep, hierdie is een van daai verse wat jy moet gaan onderstreep. Hierdie is een van daai verse wat jy moet neerskryf op 'n papiertjie, wat jy moet plak teen 'n spieël of teen die yskas, sodat jy heeltyd, elke dag aan dit kan herinner word. En natuurlik ook, hierdie is een van daai verse wat jy vir jou kinders moet leer. Hulle moet dit ken van kleins af. Kom ons lees, Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou die 33 vertaling sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hoor hoe vertaal die boodskap dit? Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dis hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus in is. Hy het dit gedoen, sodat ons reg en goed kan leef, soos hy al lankal besluit het, ons moet leef. So ons sien hierso, Jesus het ons gemaak. Ons is 'n meesterstuk, gemaak in Jesus vir 'n spesifieke doel, waarvoor God ons bestem het om te doen. Is hierdie nie vir jou een van daai ligbulb oomblikke nie? Daai kling kling. Daar is al hierdie goeie werke wat vir jou gemaak is. Daar is al hierdie goeie werke wat deur Jesus gemaak is. En hy kom gee vir jou 'n doel. So kom ons begin vandag net gou hierso. Vriende, jy is nie 'n ongeluk nie. Vriende, jy is nie net per ongeluk hier nie. Jy is spesiaal gemaak deur God vir 'n doel en 'n roeping. Jy kan enige tyd gebore geword het. Jy kon in enige era gewees het. Jy kon op enige plek gewees het. Maar God het gekies dat jy hier moet wees, hier waar jy nou is. So dis nie net per ongeluk dat ons almal vandag hier by mekaar sit nie. Die tyd en die plek, die wanneer jy gebore is, die waar jy gebore is, die gawes wat vir jou gegee is, jy is juis hier om sout en lig te wees vir die aarde daar buite en vir almal daar buite, om tot eer van God te leef. Alles is perfek deur God beplan. Hy het jou aan mekaar geweef toe jy nog in jou ma se maag was. Dink gou mooi aan dit. Binne in jou ma se maag was God die een gewees wat jou aan mekaar gesit het. Het jy geweet hy het jou nog geken voor jy gebore was? So jy is nie 'n glips of net 'n ongeluk nie. Nou wanneer ons aan ons roeping in die lewe dink, aan ons doel en ons roeping in die lewe dink, dan besef ons dat ons doel en ons roeping in die lewe, dink ons nie self uit nie. Nee, ons ontdek ons doel en ons roeping in die lewe, wanneer ons oomblik vir oomblik, stap vir stap, saam met God leef, en die pad saam met hom stap, saam met ons Skepper stap. So wat is jou doel in die lewe? Jou doel in die lewe is om naby aan God te leef, en te wys hoe hy is. Wat is jou roeping in die lewe? Jou roeping is die plek waar jy dit ten volle gaan uitleef. En ek dink dis hier waar ons dit 'n bietjie mis. As ek dink aan ons doel, as ek dink aan wat is my doel in die lewe, wat is die eerste ding wat in my kop opkom? 'n Dominee. En dis ons my doel. Ons dink aan ons werk. Ek is 'n dominee, ek is 'n boer, ek is 'n onderwyser, ek is 'n prokureur, ek is 'n CA, noem al daai goed. Dis wat ons dink ons doel is. Ek is 'n staatswerker. Maar wat kom sê die Bybel vir ons? Die Bybel kom sê vir ons doel is om God te ken en om God te gaan weerspieël
En ons roeping is hoe jy dit gaan uitleef in die wêreld daar buite. So as ons mooi vanmôre daaraan dink, het elkeen van ons dieselfde doel en dieselfde roeping. Ons is net op verskillende plekke in hierdie wêreld. Ons is net op verskillende plekke hier in ons dorp. En ons kan op verskillende plekke dit juis gaan uitleef. En dis wat ek vandag vir julle probeer wys. Hoe ons dit in vandag se tyd kan gaan uitleef en kan gaan leef. Dis om getrou te wees op 3 belangrike plekke in jou lewe. Die eerste een waarna ons gaan kyk is, die plek waar jy nou is. Daar waar jy nou is. Daar, in jou lewe waar jy nou is, die plek waar jy is. Nommer 2 is die mense wat rondom jou is. En nommer 3, jou houding en jou gesindheid. Die houding en die gesindheid waarmee jy elke dag voor hom leef. So maar kom ons begin met die eerste punt, die plek. Nou in Lukas 10 is Jesus besig om met sy disippels te praat. Hy praat met sy mense. Jesus het klaar sy 12 disippels vir hom uitgekies en nou is hy besig om hierdie groep groter te maak. Hy kies 'n volgende 72 om sy boodskappers te wees en om die goeie nuus te gaan verkondig. En soos wat Jesus met hulle praat, sê hy die volgende. Lukas 10 vers 2 se eerste gedeelte. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Nou wat sê Jesus eintlik hier? Hy sê, daar is mense wat gereed is om die evangelie te hoor. Daar's mense wat gereed is om die woord te ontvang. Maar daar is te min om dit te gaan verkondig. Daar is te min om die woord te gaan deel. Ek dink, dis een van die groot redes hoekom ons vandag ook daarmee sukkel. Hoekom dit in vandag se tyd ook so gebeur. Meer as in Jesus se tyd. Ek dink een van die groot redes is, omdat ons dink dat ons doel en ons roeping is iewers anders. Vriende, besef jy, daar is Jesus volgers wat sit en wag, dat God jou iewers anders moet gaan gebruik. Daar is Jesus volgers wat sit en wag en dink, dit wat hulle moet doen, is nie hier nie, maar is op 'n ander plek. Ons wag dat ek 'n ander werk moet kry. Ek wag dat ek na 'n ander dorp toe moet gaan. Dit is waar Jesus my gebruik het. Dis waar Jesus my wil gebruik. Ons doel is nie iewers anders nie. Jou doel is hier waar jy is, hier in Kroonstad. By jou werk waar jy is, in hierdie wêreld waarin jy leef, in jou klaskamer. Jou doel is daar waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel. Vriende, al hierdie plekke is heilige grond. Psalm 24 vers 1 sê, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Maak nie saak waar God jou geplaas het nie. Jy het die potensiaal om jou doel en jou roeping daar te gaan uitleef. So moenie dink jy moet jou doel en jou roeping op 'n ander plek gaan uitleef nie. Kyk waar het God jou tans gesit. Waar is jy nou? Waar is jy? Jou werk, jou huis, daar waar jy rondbeweeg, dis jou doel en jou roeping, daar waar God jou gesit het. Kom ons kyk 'n bietjie na die mense, nommer 2. Het jy geweet daar's mense rondom jou? Het jy dit besef? Nie net vandag in die kerk nie, maar as jy huis toe gaan is daar mense rondom jou. As jy in die winkel is daar mense rondom jou. By jou werk is daar mense rondom jou. As ons dink aan doel en roeping, kyk 'n bietjie wie's die mense wat God rondom jou gesit het. Besef julle, ons is besig om 'n nuwe generasie op te voed, om 'n nuwe generasie te skep en te help. Besef jy dit? Dis hoekom hulle 4 vanoggend hier voor gestaan het. Dis hoekom hulle die belofte gemaak het om te sê, Here, ons wil ons kinders grootmaak volgens die wil. Here, ons wil ons kinders grootmaak volgens die woord. En ek praat nou hier met die ouers. Ek praat hier met oumas en oupas. Ek praat hier met ooms en tannies, onderwysers, kategete. Ek praat met julle almal. Ek onthou die eerste keer wat ek vir Adrian vasgehou het. Daai eerste oomblik. Hy's so klein. En die suster sê vir my, hier's jou seun. En ek hou vir hom vas en ek is so bang ek breek hom. Onthou jy daai eerste keer wat jy hom vas, jy weet nie eintlik lekker wat om te doen nie. En na 'n oomblik, dan bring hulle hom vir jou kamer toe. En as jy weer sien, dan staan jy en jou vrou alleen in daardie kamer. Wat nou? Wat gebeur nou? Hoe nou? Waar nou? Wat nou? Jy is onseker, jy weet nie wat moet gebeur nie.
En nou kyk ek terug oor amper 6 jaar. En hy's groot. Hy word dan nou amper 6. So hier's die punt, vriende. God gaan jou nie roep as hy jou nie gaan voorberei vir dit en nie vir jou gaan genade gee vir dit nie. Maar hoor ook mooi, ek sê nie, jy gaan al die genade en al die voorbereiding klaar vooraf hê en dan gaan die goed gebeur nie. Nee. Soos wat jy deur dit gaan, soos wat jy die pad saam met God stap, gee hy vir jou sy genade en berei hy jou voor vir dit wat kom. Gee hy vir jou krag. Ja, vriende, ons voel baie keer ons het nie die vermoë om iets te kan doen nie. Maar dan kyk ons terug oor 'n tyd en dan sien ons maar God was daar gewees. God het ons gehelp. God het vir ons die krag gegee. Ons dink aan al sy genade, ons dink aan al die krag wat hy vir ons gee. Nou hier's 'n tweede belofte wat jy moet gaan onderstreep. Een wat jy moet neerskryf, een wat jy vir jou kinders moet leer. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en sy mag. Hy wat ons geroep het deur sy heerlikheid en sy mag. Ek kan nie vir julle sê hoe dankbaar is ek vir so 'n vers in die Bybel nie. Ek kan nie vir julle sê hoe dankbaar is ek vir hierdie belofte in die Bybel nie. Kom ons dink aan ons lewe. Daar's soveel goed wat ek in my lewe nie sou aanpak as dit nie vir hierdie vers en hierdie belofte was nie. Ek onthou daai dag toe ek tot die besef gekom het dat ek moet 'n dominee word. Ek het alles probeer doen sodat dit nie moet gebeur nie. Ek het aan al die verskonings gedink, hoekom dit nie ek moet wees nie. Amper geklink soos 'n Moses van ouds. Hoekom nie ek nie? Hoekom dit dalk iemand anderster moet wees? Ek wens ek kon vir julle sê ek het daai tyd geweet alles gaan oukei wees, alles gaan uitwerk, alles gaan reg wees. Ek het nie 'n stem uit die hemel gehoor wat duidelik vir my gesê het, Pieter, word 'n dominee nie. Ek het nie daai goed gehoor nie. Maar ek het 'n belofte gehad soos 2 Petrus 1 vers 3. Ek het ouers gehad wat my ondersteun het. Ek het vriende gehad wat daar was vir my. Ek het 'n familie gehad wat my ondersteun het. En vandag is hierdie belofte nog steeds waar. Vandag is daar nog steeds mense wat my ondersteun. Ek het 'n vrou, ek het ouers, ek het vriende. Ek het 'n gemeente. Mense wat om my is, mense wat rondom my is, mense wat daar is om my te ondersteun. Ek kyk terug oor hierdie tyd en ek word elke dag herinner dat hierdie is die plek waar God my geplaas het. Hier is my doel, hier is my roeping en hierdie is die mense wie God rondom my gesit het. Hierdie is die mense wie God aan my toevertrou het. En vriende, hier is hoe daardie gesprek, as ons kyk na hierdie belofte aan 2 Petrus 1 vers 3, hier is hoe hierdie gesprek met God moet lyk. Here, ek is nie perfek nie. Here, ek voel nie goed genoeg nie, maar U is genoeg. En daarom gee ek vandag 'n tree vorentoe en ek vertrou U. Nie op grond van dit wat ek kan doen nie, maar op grond van dit wat U kan doen. En ons het al hierdie gesprek met die Here gehad. Maar vriende, ek dink ons het hierdie gesprek met die Here te min. God was nog altyd getrou gewees. Hy was nog elke keer getrou gewees. God was nog elke keer getrou gewees aan my. God was nog elke keer getrou gewees aan ons familie. En ek wil vir julle dankie sê vir julle gebede. God was nog elke keer getrou gewees aan hierdie gemeente van hom. Nog elke keer wanneer ons deur 'n moeilike tyd gegaan het, was God getrou gewees aan sy kerk. Hy het ons gehelp, hy het vir ons ondersteun, hy het vir ons wysheid gegee. Hy het vir ons deur dit getrek. So ons sien die plek waar ons tans is belangrik. Julle hoor hoe belangrik is julle almal vir my, die mense rondom my. Maar ons moet ook bietjie kyk na ons houding en ons gesindheid. Nou waaroor praat ons hier? Dit gaan hier oor die gesindheid wanneer dit kom by aanbidding. Dit is om te sê, Here, alles wat ek wil ek doen om U tevrede te stel. Weet jy wat gaan gebeur as jy die hele tyd mense tevrede gaan stel? Probeer tevrede stel? Vra my, jy word moeg. En ek dink ek kan presies dieselfde vraag vir julle vra en die antwoord gaan 100% dieselfde wees. Ons word moeg. Maar kom ons verander ons visie net
vir 'n oomblik. In plaas van om mense tevrede te stel, kom ons probeer kyk of ons vir God kan tevrede stel. Ek lees die storie van Michelangelo. Julle weet wie hy was. Nou in 1508 is hy deur Paus Julius II gevra om die Sixtynse kapel se plafon te verf. Nou aanvanklik wou Michelangelo dit nie gedoen het nie. Hy het hom nie self gesien as 'n skilder, as 'n skildenaar nie. Hy was eerder ou gewees wat met beelde gewerk het. Hy was 'n beeldhouer gewees. En hy was baie goed. Sy liefde was om met marmer te werk. Dink aan die Dawid beeld wat hy gemaak het, die Pieta. Hy was 'n meester gewees in dit wat hy gedoen het, in beeldhouwerk. Op die einde van die dag het hy toe besluit, nee, dis reg. Hy sal dit doen. Sy teenstanders was verskriklik opgewonde. Die kritisie was verskriklik opgewonde oor dit. Want hulle gaan sien hoe hy 'n flop gaan maak van dit. Hulle kon nie wag vir dit nie. En so in 1508 klim hy op 'n steier, hy gaan lê op sy rug en hy begin te verf. Ek kan sien hoe die verf in sy gesig val. Ek kan sien hoe hy krampe kry in sy hande terwyl hy daar op sy rug lê en verf. Ek kan sien hoe sy lyf seer raak omdat hy ure en ure aan een daar lê en verf. Hy het die fynste detail geverf op die plekke waar die mense dit nie eintlik kon sien nie. Daar waar dit donker was, daar waar die mense nie eintlik op gefokus het nie, daar het hy die fynste detail gaan verf. En die legende sê die mense het vir hom gevra, hoekom het jy soveel detail ingesit in die plekke waar niemand dit gaan raak sien nie? En sy antwoord was gewees, God sien dit raak. God sien dit. Hy het geverf, nie vir Paus Julius II nie. Hy het nie geverf om sy kritisie verkeerd te bewys nie. Hy het nie geverf om die mense verkeerd te bewys nie. Maar hy het geverf vir 'n gehoor van een. Bo alles in sy lewe waar hy vir God tevrede gestel het. Paulus sê vir ons in Efesiërs 6 vers 7, al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, kom maandag, kom môre, is jou werk nie net sommer enige werk nie. Is jou kombuis nie net sommer enige kombuis nie. Is jou klaskamer nie net enige klaskamer nie. Is jou kantoor nie net enige kantoor nie. Want dit word 'n plek van aanbidding. Michelangelo, hy het plafonne geverf. Hy het beelde gemaak. Jy bou Excel blaaie. Jy leer iemand algebra. Jy gee vir mense kos. Jy verkoop dalk huise. Jy ruil doeke. Jy plant saad. Jy sorg vir beeste. Vriende, hier is die punt. Maak nie saak waar jy is nie. Daar waar jy is 'n heilige plek. Dit is heilige grond. En jy doen dit vir die Here. Wanneer ons alles vir die Here doen, is dit heilige grond. Vir 'n gehoor van een. Dink net hoe sal jou lewe verander? Dink net hoe sal jou week verander? Wanneer ons alles moet doen wat ons doen hierdie week, en ons doen dit soos wat ons dit vir die Here doen, en nie vir mense nie. Paulus sê vir ons in 1 Tessalonisense 2 vers 4, nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Dink gou oor dit wat ons nou gelees het. As jy 'n volger is van Jesus Christus, het hy jou goedgekeur, en hy het die evangelie vir jou gegee, en hy het die evangelie vir jou gegee, om dit aan ander mense te gaan verkondig. Jy met al jou foute, jy met al jou imperfeksies, ek met al my foute, ek wat nie perfek is nie, God het jou nog steeds gekies, hy vertrou jou nog steeds, om sy evangelie te vat, en die woord te gaan verkondig. Vriende, ons doel en ons roeping, is om God tevrede te stel, en nie die wêreld en mense rondom jou nie. Wanneer jy mense gaan tevrede stel, gaan dit jou moeg maak. Maar wanneer jy God gaan tevrede stel, en alles vir hom doen, gaan jy jou doel en jou roeping in hierdie lewe kry. En dis hoekom dit die moeite werd is, om te veg vir jou doel en vir jou roeping.
Dis hoekom dit belangrik is om dit te doen. Waar is jy tans? Dink gou, waar beweeg jy elke dag? So vinnig deur jou gedagtes. By jou huis, by jou werk, waar beweeg jy? Waar is jy tans? Wie is die mense wat rondom jou is? By jou huis, by jou werk. Wat is jou houding? En wat is jou gesindheid? Wanneer jy by jou werk is? Wanneer jy by die mense is wat hier rondom jou is? So die vraag is nie net vanmôre, Here, wat is die plan vir my lewe nie? Die vraag vanmôre is eerder, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hoe wil U hê moet ek leef? Wat is U doel, U roeping vir my lewe? Hoe kan ek leef om U glorie te laat seëvier? Nou hier is 'n eenvoudige praktiese ding wat jy hierdie week kan doen. Is jy gereed vir dit? Is jy ore oop? Dis baie belangrik. Moet dit nie vergeet nie. Gaan leef elke oomblik van jou lewe asof jy op heilige grond loop. Maklik en eenvoudig. Elke tree wat jy gee, sien dit as heilige grond. Gaan doen dit hierdie week. Gaan leef hierdie week asof jy op heilige grond staan, want dit is, vriende, jou doel en jou roeping, hoor mooi, jy is nie te jonk nie, jy is nie te oud nie. Jou doel en jou roeping is die moeite werd om voor te veg. Maar jy sit dalk vanmôre hier en jy besef, soos baie van ons doen, ek leef net vir my eie doel en ek leef net vir my eie roeping in hierdie lewe. Dit wat vir my belangrik is, dit wat ek wil hê, my eie doel, my eie roeping. En baie van ons het al ons eie pad geloop. Jy is dalk nou besig om daai pad self te loop. Ek is sterk genoeg, ek is groot genoeg, ek is mooi genoeg. Niks kan met my gebeur nie. I'm untouchable. Jy is nou dalk besig om daai pad te loop. Maar kan ek vandag vir jou sê, God het vir jou 'n beter doel en hy het vir jou 'n beter roeping in hierdie lewe. Dis tyd dat ons moet ophou om vir onsself te leef. Dis tyd dat ons God se genade moet vat. Dis tyd dat ons God se genade moet aanvaar en besef, hy het 'n wonderlike doel en 'n wonderlike plan vir jou lewe. God sê vir ons, ek het 'n roeping vir jou. Ek het goeie werke wat ek klaar vir jou vooruit beplan het. Al wat jy moet doen is, jy moet hierdie pad begin loop. Jy moet hierdie pad saam met my stap. En hier's die vraag, is jy bereid om die Here se pad te begin loop? Is jy bereid om daai eerste tree te gee en te sê, Here, ek wil hierdie pad saam met U stap? Waar is jy tans? Die plek waar jy is. Wie is die mense wat rondom jou is, elke dag? En wat is jou houding wanneer dit by hierdie goed kom? Wat is jou houding en jou gesindheid? Kom ons raak vir 'n oomblik stil. En dink 'n bietjie oor hierdie vraag. En dink die pad wat jy loop. Loop ek die pad wat ek self vir my wil kies om te loop? Of loop ek God se pad? Stoei ek vir my eie doel en my eie roeping in hierdie lewe? Of stoei ek vir God se doel en vir God se roeping in hierdie lewe? Ek gee vir jou tyd om stil te raak.
Vader, as ons vanmôre hier voor U sit, Here, dan is ons dankbaar om te kan weet, U het vir ons 'n doel en 'n roeping. Here, U is die een wat ons, in ons ouers, in ons ma se maag aan mekaar geweef het, Here. U is die een wat ons geken het nog voor ons gebore was. Here, U is die een wat vir ons klaar goeie werke beplan het. In Jesus Christus is daar daardie goeie werke vir ons. En Vader, daarom is ons dankbaar. Ons is dankbaar om te kan weet, Here, dat U het 'n plan vir ons, U het 'n doel vir ons. Here, ek is vandag dankbaar vir hierdie plek waar ek is. Vader, dankie dat ons vandag hier in Kroonstad kan wees, op hierdie spesifieke tyd, hierdie plek waar ons is, hierdie era waarin ons leef. Here, ons is dankbaar vir hierdie mense wat hier rondom ons gesit het. Mense wat inkoop in ons lewens, Here. Mense wat vir ons iets beteken. Dankie dat ons ook iets vir ander kan beteken, Here. Vader, ons is dankie vir hierdie gebou. Dankbaar vir hierdie gebou, vir die kerk, Here. Ons is dankbaar vir die mense van Kroonheuwel Noord. Here, dankie vir hierdie houding en die gesindheid wat die kerk se mense ook het. Vader, maar soms gaan dit ook moeilik met ons. Soms kom die storms van die lewe en dit kom slaan ons plat. En soms gaan dit so goed, dan begin ons ook van U te vergeet. En ons begin ons eie pad te loop. En ons vergeet van Jesus. En ons vergeet van ons gehoor van een, en dit is U. Here, dis my gebed, dat ons hierdie week net weer bewus sal word. Dat elke tree wat ons gee, 'n tree op heilige grond. Vader, dankie dat ons kan weet dat ons huise is nie net meer 'n huis nie. My werk is nie net meer 'n werk nie, my skool is nie net meer skool nie, maar is heilige grond. En Vader, mag ons hierdie week instap, U hand vat, en eerder na U doel en U roeping gaan soek. En gaan leef volgens dit. Om te besef, ons is nie goed genoeg nie. Ons is nie sterk genoeg nie. Maar wanneer ons vashou aan Jesus, wanneer ons vashou aan die Heilige Gees, wanneer ons vashou aan God, die drie eenheid, dat U vir ons die krag gee om meer te doen as wat ons ooit kan aandink. Here, mag ons vandag hierdie woord uitvat en mag ons 'n voorbeeld gaan wees, nie net deur dit wat ons sê nie, maar ook daar waar ons beweeg. Dat ons ook so die woord sal gaan verkondig. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen.